Hallo julle, vandag kyk ek na 'n eksamenvraag uit die November 2023 vraestel. Nou ek het die vraag gekies omdat hulle vir my vra om 'n grafiek te teken. Ja, en jy kan sien dis 'n derde graadse funksie. En dan nadat jy die grafiek geteken het, is hier allerhande interessante vrae waarna ons so een vir een gaan kyk. Nou om dit makliker te maak, het ek die vrae opgedeel. Jy sal sien op hierdie skerm het ek vraag 8.1 en 8.2 wat ons nou hier kan beantwoord en dan gaan ons op 'n volgende skerm aan met 8.3 en so voorts. Nou die vraag sê, gegee is die funksie f van x wat minus x tot die mag 3 plus 6x kwadraat minus 9x plus 4 is. En kyk, hulle was baie vriendelik met ons, want hulle het dit ook reeds faktoriseer. Ek sien sommer daar by die faktore, daar's 'n kwadraat daar, en dit beteken by x is gelyk aan 1 gaan ek 'n draaipunt hê. Maar kom ons beantwoord die vraag. Die eerste vraag sê, bepaal die koördinate van die draaipunte. Nou om die koördinate van die draaipunte te bepaal, weet ek dat my afgeleide gelyk aan 0 gaan wees. So eers gaan ek die afgeleide bepaal. Die 3 kom vorentoe, vermenigvuldig hom met die min 1, dan kry ek 3x kwadraat. Hier kom die 2 vorentoe, dit gee vir my 12x, as ek het met die 6 vermenigvuldig. My nuwe mag is 1 minder, so dit is net 12x. En dan die afgeleide van minus 9x is minus 9. Nou vir 'n draaipunt weet ek dat die afgeleide gelyk aan 0 moet wees. Ek sien al klare fout wat ek gemaak het. As hierdie 3 vorentoe kom en ek vermenigvuldig hom met die minus, dan kry ek minus 3x kwadraat. Goed, so my minus 3x kwadraat plus 12x minus 9 gaan gelyk wees aan 0. Ek gaan deur minus 3 deel, want ek sien dit is 'n faktor vir elke term. So as ek hier met minus 3 deel, kry ek net x kwadraat. Daar kry ek minus 4x. Onthou die tekens verander, omdat ek met 'n negatiewe getal deel. Dit faktoriseer heel maklik, dis x min 3, x min 1 wat gelyk aan 0 is. So as hierdie hakkie gelyk aan 0 is, kry ek x is gelyk aan 3, of as daardie hakkie gelyk aan 0 is, dan kry ek x is gelyk aan 1. Maar hulle het vir my vir die koördinate gevra, so ek moet ook die y-koördinaat uitwerk. So onthou dat wanneer jy y wil uitwerk, dan gaan jy terug na die oorspronklike vergelyking toe, want dit is waar jy y kry. So y gaan wees, laat ek gou sien, minus 3 tot die mag 3 plus 6, 3 kwadraat minus 9 maal 3 plus 4, en dan vat jy gou jou sakrekenaar en jy werk dit uit. Ek moet dit ook net gou doen hier. Ja, laat ek nou net nie 'n fout maak nie. Julle moet my maar kontroleer, maar ek kry 4 as 'n antwoord. So dit beteken ek het 'n draaipunt by 3, 4. Of ek het ook 'n draaipunt waar x gelyk aan 1 is. Nou ja, jy kan gaan en dan kan jy 1 invervang, net soos wat ons met 3 gedoen het. Maar daar's egter 'n kort metode, want x minus 1 is ook 'n faktor van die funksie, en dit is dus 'n x-afsnit, en by 'n x-afsnit
is y gelyk aan 0. So die ander draaipunt is waar x1 is of y gelyk aan 0 is. Ja, jy kan sien vir al hierdie werk gaan jy net 4 punte kry. Waarskynlik gaan die afgeleide een tel, dat jy dit gelykstel in 0 gaan belangrik wees en dan uiteindelik die koördinate van die punte. Goed, vraag 8.2 sê, skets die grafiek, dui duidelik alle snypunte met die asse en enige draaipunte aan. Nou ons het reeds ons 2 draaipunte uitgewerk, dit is by 1, 0, so kom ons plot daardie punt, en dan ook by 3, 4, so as x3 is, dan gaan ek op, so tot daarso, daar het ek die punt 3, 4. En net uit gewoonte uit hou ek daarvan om DP te skryf, dit help my wanneer ek nou die grafiek moet teken. So die draaipunte deel het ons beantwoord, maar ons moet ook die snypunte met die asse uitwerk. Nou kom ons kyk gou daarna, vir dit gaan ek nou net hier skoon maak. Die snypunte met die asse, as ons kyk na die x-afsnitte, ek kan vandag weer nie skryf nie. Die x-afsnitte, ons weet dat y gaan 0 wees, en hulle het dit klaar vir ons faktoriseer. Dit lyk so. So as dit 0 is, beteken dit x minus 1 is 0, of minus x plus 4 is 0. So x is 1 wat ons al van geweet het, en die ander een gaan wees x is 4. So die grafiek gaan ook deur die punt 4 op die x-as. En dan vir die y-afsnit gaan ek nou weer die ander vorm gebruik, hy is nou net al so vol bekrap hier. Kom ons kyk gou-gou, as ek x 0 maak, dan kry ek hier 0 plus 0 plus 0 plus 4, so my y-afsnit is by 4. Nou, hoe lyk die vorm van die grafiek? As ek kyk na my koëffisiënt van x tot die mag 3, is dit negatief, so my funksie gaan dalend begin en dan in 2 plekke draai. Hierdie is regtig handig, want 'n mens kan dalk dink jy moet stygend begin en draai, maar jy moet dalend begin. So ek moet van daar bo afkom en deur hierdie punte gaan. Laat ek maar 'n pen vat en dit probeer teken. Ek kom van bo af, ek gaan deur daardie punte, wanneer ek hier kom moet ek draai, wanneer ek daar by 3, 4 kom moet ek weer draai, en dan deurom. Goed, daar is my funksie. En vir die skets het hulle ook 4 punte gegee. Kom ons gaan na vraag 8.3 toe. Nou jy sien, ek het reeds die grafiek geskets, omdat ons dit op die vorige bladsy gedoen het. Dit sê, gebruik die grafiek om die waardes van k te bepaal, waarvoor minus x tot die mag 3 plus 6x kwadraat minus 9x plus 4 gelyk aan k reële of 3 reële ongelyke wortels sal hê. Nou goed, as ons mooi na hierdie kyk, dan is hierdie deel aan die linkerkant, maar presies f van x. En die manier wat ek hierdie graag doen, is om te sê, kom ons laat g van x 'n ander funksie wees. G van x is die funksie y is gelyk aan k. Nou, y is gelyk aan 'n getal, want k is nou 'n getalletjie, is 'n horisontale reguit lyn. So dis 'n horisontale reguit lyn. En ek wil hê dat die twee
wanneer ek hulle gelyk stel, moet ek 3 reële en ongelyke wortels hê. So ek wil uitwerk waar sny hierdie horisontale lyn my grafiek op 3 verskillende plekke. Nou kom ons skryf vir onsself 'n horisontale lyn. Ek moet hom net bring, daar's hy. En ek gaan hom nou hier op die grafiek sit, daar's hy. Nou kom ons kyk, by hoeveel plekke sny die 2 nou? Wel, net by een plek, net hier. Nêrens anders nie. So dit gee nie vir my 3 ongelyke wortels nie. As ek my funksie 'n bietjie opskuif, my reguit lyn nou, teen die tyd wat ek daar by daai draaipunt kom, sny die 2 by 2 plekke. Hulle sny hier by die draaipunt en dan sny dit ook hier. Ek wil net sien, ek moet hierdie tyd, hy wil nie lekker skuif nie. Kom ek skuif hom met die, daar's hy. So, hoeveel plekke sny hy nou? Nou sny dit by 1, 2, 3 plekke. En ek het my 3 ongelyke wortels. So, enige plek net bo kan die onderste draaipunt, daar alreeds baie na aan die draaipunt, daar gaan ek ook alreeds 3 wortels hê. Soos ek hom opbeweeg, het ek nog steeds 1, 2, 3 wortels. En beweeg hom nog, daar sy, en weer eens het ek 1, 2, 3 wortels. Dit gaan eers verander wanneer ek daar by die boonste draaipunt kom. Want nou het ek weer net 2 wortels. Ek het daar op die y-as en hierdie draaipunt. So vir enige deel waar waar my reguit lyn, onthou die reguit lyn het mos nou 'n vergelyking, y is gelyk aan k. Solank hierdie reguit lyn tussen die x-as en daardie draaipunt bly, sal ek 3 ongelyke wortels hê. Dit wil sê, k moet tussen 0 en 4 wees. 4, want hierdie draaipunt is by 4. En onthou, k se vergelyking, as ek het y is gelyk aan 4, dan is dit mos 'n horisontale lyn wat deur 4 gaan. As ek hom 'n bietjie sou afskuif, sê nou maar ons skuif hom tot by 3, dan is dit mos 'n horisontale lyn wat deur 3 gaan. So dit sal wees y is gelyk aan 3. So my k-waarde kan enige plek tussen 0 en 4 wees en dan sal ek 3 wortels hê. Goed, kom ons gaan na die volgende vraag toe. Nou hierdie is oor 'n raaklyn. Dit sê die lyn G van x en G van x is ax plus b is 'n raaklyn, is die raaklyn aan f by f se infleksiepunt. Nou ja, infleksiepunt is maar dieselfde as 'n buigpunt. Infleksie is maar jou buigpunt. Bepaal die vergelyking van G. Hulle gee vir my dat G gelyk is aan y is gelyk aan ax plus b. En dit is die raaklyn by die buigpunt of die infleksiepunt. Nou onthou jy, die infleksiepunt is mos nou presies hier in die middel van die 2 draaipunte. Hier het ek 'n draaipunt en daar het ek 'n draaipunt, en as ek die middelpunt kan kry, dan het ek die buigpunt. So om die middelpunt tussen hierdie 2 punte te kry, gaan ek maar my middelpuntsformule gebruik. En
Hoopelik onthou jy, om die middelpunt te kry, is die x-koördinaat van die middelpunt altyd gelyk aan die x-koördinate van die eindpunte, kom ons sê maar x2 plus x1 gedeel deur 2, en dieselfde vir die y-waardes. So, vir die x-waardes gaan die middelpunt wees 3 daar, en 1 hier, en 3 plus 1 is 4 gedeel deur 2 is 2, en die y-koördinaat van die middelpunt gaan wees die 2 y-waardes van die eindpunte by mekaar getel, gedeel deur 2, so daar is my y-waarde 4, en hier is dit 0, so dit gee ook vir my 2. Nou ja, dit beteken hier by die punt 2, 2, daar het ek my buigpunt of my infleksiepunt. Nou, ek wil die vergelyking bepaal van die raaklyn. Voordat ek die raaklyn bepaal, ek wil net gou sê, daar is natuurlik 'n ander manier ook om die infleksiepunt of die buigpunt te kry. Jy kan die tweede afgeleide bepaal, en dan stel jy die tweede afgeleide gelyk aan 0. Ek gaan volstaan by wat ek hier op die bord het, jy mag die middelpunt gebruik. Goed, nou wil ek die raaklyn bepaal by hierdie punt. So die raaklyn gaan 'n reguit lyn wees wat nie so maklik is om te teken nie, wat die funksie f net op een plek raak. Ek weet die punt waar hy raak is die punt 2, 2. So, die raaklyn soos hulle hom vir my gegee het, was y is gelyk aan ax plus b. Hoe gaan ek a kry? Wel, a is die helling, want a is net voor die x, is die koëffisiënt van x. So, die helling van 'n raaklyn kry ek deur die afgeleide in die punt te neem. En die punt is die punt 2, 2, daarom het ek 'n 2 hier, en hierbo het ek die afgeleide funksie, so ek gaan maar net my 2 daarin vervang. Daar sy, en dan werk ons dit gou uit. Dit gaan wees minus 12 plus 24, dit gaan wees 3, ja, die helling gaan 3 wees. So nou weet ek dat y is gelyk aan 3x plus b, want ek het die waarde van a. En om dit uit te werk, wat is die waarde van b, gaan ek 'n punt wat op die raaklyn lê, en dit is die punt 2, 2, gaan ek dit in vervang. So ek kry 2 is gelyk aan 3 maal 2, wat 6 is, plus b, en dit gaan dus vir my gee, dat b gelyk is aan minus 4. So die raaklyn is y is gelyk aan 3x minus 4. Reg, die volgende vraag. Die vraag sê, bereken die waarde van theta, die skerphoek gevorm tussen G en die x-as in die eerste kwadrant. Nou onthou, G was hierdie raaklyn wat ons in vraag 8.4 bereken het. Dus y is gelyk aan 3x minus 4. En hier het ek hom op die sketsie ingeteken. Nou, theta sal die hoek hier tussen die lyn en die x-as wees. En as jy aan analitiese meetkunde dink, dan sal jy weet dat daardie hoek my inklinasie is. So, ek weet dat tan van theta gelyk aan die helling van die lyn is. En dan heel maklik gaan jy net shift tan van 3 en jou antwoord is 71,57 grade.